Goeiedag en baie welkom so op hierdie heel laaste dag van 2025. En terwyl ons ook besig is in hierdie verhaal en prentjie waarmee ons mee besig is oor die adventtydperk, kan ons nie anders nie as om terug te kyk. Gewoonlik op hierdie dag dan is daar 'n klomp dinge 'n klomp emosies wat so deur hierdie dag beweeg. Emosies van hartseer en nostalgie, ook van 'n verwagting en van 'n vooruitsig. 2025 is agter ons. En 2025, soos wat die nuwe jaar ook vir ons gaan ontvou, gaan weer genade hê. Dit gaan weer uitdagings hê. Dit gaan weer verliese hê. Dit gaan weer 'n klomp goed hê wat ons ook geken het in hierdie jaar. Maar dat ons kies om saam met die Here te stap. Amper nie dat ons kies nie, maar dat hy die een is wat ons hand vat. En ons dra. Partykeer of ons nou wil of nie. Ek weet nie, ek onthou toe ek kleiner was en ek dink ek het nog 'n streep daarvan, dat ek partykeer sommer vir geen rede onttrek en myself losmaak en met niemand praat nie en eintlik maar onaangenaam is. Sonder dat daar iets gebeur het, maar omdat daar 'n klomp dinge binne in my gebeur wat ek amper of miskien dalk nog nie gereed is vir die nuwe jaar nie. Dalk daar 'n klomp dinge wat by my verby is wat ek nie dalk weer gaan terugkry nie. Nou amper my eie worsteling daarmee. So hierdie dag bring 'n klomp goed mee. Miskien het jy 'n reuse, miskien dalk jou verhoudings, dalk is daar 'n verhouding wat skeef geloop het. Miskien is daar verwyte. Miskien is jy diep te nagekom. Miskien koester jy sulke gevoelens teenoor God, dat jy voel dat die Here het jou teleurgestel of jou in die steek gelaat. Dan dink ek sommer so terug in September maand het Dominee Jaco Strydom by ons kom kuier en is 'n groot voorreg dat hy by ons was. Maar hy vertel die storie van 'n wonderlike reis wat hy onderneem het toe hy so al rivier langs van Parys af Alexanderbaai toe geroei het. 'n Groot ekspedisie met 'n klomp dinge wat oor sy pad gekom het. En hy vertel hoe stroomversnellings baie gevaarlik is en partykeer as jy te laat dit besef en jy is daardeur en jy maak dit aan die ander kant uit, dan het jou boot baie skade. En dit vat jou 'n dag of 2 om eers weer die boot heel te kry voordat jy kan verder roei. Sê maar wat erger is as 'n stroomversnelling is om vasgevang te raak in 'n maalkolk. Om daar vasgevang te raak en nie daar uit te kan beweeg nie. Want as jy daar vasgevang geraak het, dan gaan jy nie vorentoe nie. En jy bly eintlik maar op een plek. En jy sink amper al hoe dieper in jou verstrengeldheid, in jou bitterheid, of in jou woede, of in jou hartseer, of in jou dit wat jy beleef. En dan skryf Paulus hierdie wonderlike woorde. Hy sê in Filippense 3 vers 12, ek sê nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het.
broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek maak my los van wat agter is en ek strek myself uit na dit wat voor is. Gister is vir altyd verby. Môre is nog buite my bereik. Daaraan kan ek nog niks doen nie. Al wat ek het is nou. Klink soos 'n motiveringsboodskap wat 'n onderwyser op 'n saalopening dalk eendag vir ons vertel het. Maar dit is ons lewe baie keer in hierdie twee dimensies. Ons stop oor dit wat gebeur het, wat ons nie kan verander nie, of ons stres onsself uit oor dit wat nog nie gebeur het nie. En intussen, dit wat hier gebeur, dit gaan by ons verby. Maar dat ek doelbewus daadwerklik kies om myself los te maak van die dinge wat ek nie kan verander nie. Om myself in te span. Dit wat voor my lê. Dat ek die bitterheid laat gaan, die woede laat gaan. Jy het nodig, jy weet wat het jy nodig om te laat gaan, sodat jy kan losbreek uit hierdie maalkolk uit. Sodat jy so die nuwe jaar ook tegemoet kan stap. En mag jy daarin bevryding vind, dat die Here jou daar ontmoet. Soos wat jy klere uittrek na 'n lang dag se werk, en jy wil net van hierdie vuil klere ontslaa raak. En nadat jy lekker warm, skoon gestort of gebad het, jouself beywer, weer vars aantrek, omdat jy reg is vir dit wat voor jou lê. Dat dit daarin lê groot krag. Mag jy ook so die Here se hand beleef in dit wat voor ons lê. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en dat jy in refleksie elke laaste oomblik van hierdie nuwe jaar sal inneem en dit ten volle sal beleef. Kom ons sê ook vir die Here dankie vir hierdie jaar. Here, baie dankie vir 'n jaar wat U steeds ons gedra het, en dankie dat U ons weer sal dra. Ons loof U daarvoor. Amen. Seën en voorspoed, mooi bly.